Goeiedag en welkom by ons Sondagdiens. Net hier vanuit Volle Kerk Lewende Woord Gemeente in Perm. Ons is dankbaar dat jy ingeskakel is om saam met ons die woord van God te verken. En soos altyd vra ons vandag, wat sê die woord van God vir ons in hierdie dag? In 'n wêreld vol onsekerheid en onrus, vra mense reg oor die wêreld, wat gaan aan? Is ons regtig in die eindtye? En wat beteken dit vir my geloof en my toekoms? So, ek het opwindende nuus. My boek, Hoe om te navigeer deur die eindtyd, is nou landwyd beskikbaar by al die toonaangewende boekwinkels, soos Exclusive Books, Bargain Books, P&A, Wordsworth en vele meer. Met meer as 360 vrae en antwoorde, bied hierdie boek Bybelse insig oor kwessies soos die konflik in die Midde-Ooste, is dit profeties? Is die Israel van vandag dieselfde as die Israel van die Bybel? En watter eindtyd profeseë sien ons vandag reg voor ons oë afspeel? Gaan kry vandag jou kopie of vra jou boekwinkel om dit vir jou te bestel. Dit sal binne enkele dae op jou rak wees. En as jy Engels verkies, goeie nuus. Ons Engelse weergawe van die boek How to Navigate to the End Times is nou ook beskikbaar landwyd. En ons het ook 'n Engelse YouTube-program genaamd Did You Know op ons nuwe Engelse kanaal Raymond Lombard Teachings. Elke donderdag aand om 7:00 gesels ons daaroor Bybelse waarhede soos wat sê die skrif oor die eindtye, die Israel-Palestynse konflik en die geestelike betekenis van wêreldgebeure. So teken gerus in op ons Engelse kanaal Raymond Lombard Teachings en wees deel van hierdie kragtige reis deur die eindtyd profeseë. Maar nou, laat ons stil raak, ons harte oopmaak en ontvang die woord van God. Wees geseën. Vriende, as julle julle Bybel gebring het, ek glo vertrou so, kom ons lees saam in Lukas. Ons reis mos tans deur die Evangelie van Lukas. Hoofstuk 20. Ek lees vanaf vers 19, want ons het laas klaar gemaak by vers 18. So, kom ons lees van vers 19 tot en met vers 26. Hier is eintlik 'n welbekende gedeelte vir sekere mense in die Bybel. Mense wat die Bybel nie ken nie, sal nou nie weet nie, maar enigiemand wat die Bybel ken, behoort hierdie gedeelte te onthou. Toe probeer die owerpriesters en die skrifgeleerdes in daardie selfde uur om die hande aan hom te slaan. Maar dit moes gegaan omdat die gelykenis wat hy moes vertel het hulle geweet hy sê dit met die oog op hulle. En nou het hulle mes in vir Jesus. So hulle wil die hande aan hom slaan, maar het die volk gevrees. Nou moet hulle versigtig wees, want daar's duisende mense wat nou in die stad saamgekom het, want dit is Pasga naweek en dit wat nou voorlê. En want hulle het geweet uit hierdie gelykenis met die oog op hulle uitgespreek. Verskoon my. En hulle het hom in die oog gehou en spioene gestuur wat gefeinst het dat hulle regverdig was, sodat hulle hom op 'n woord kon betrap, om hom oor te lewer aan die owerheid en aan die gesag van die goewerneur. Dis hulle plan. En hulle het hom gevra en gesê, meester, ons weet dat jy reguit praat en leer en die persoon nie aanneem nie, maar die weg van God in waarheid leer. Nou smeer hulle heuning om sy mond. Is dit ons geoorloof om aan die keiser belasting te betaal of nie? Maar hy het hulle listigheid bemerk en vir hulle gesê, waarom versoek julle my? Wys my 'n penning. Wie se beeld en opskrif is dit? Hulle antwoord en sê, die keiser se. Toe sê hy vir hulle, betaal dan aan die keiser wat die keiser toekom en aan God wat God toekom. En hulle kon hom nie voor die volk
op 'n woord betrap nie. En verwonderd oor sy antwoord, het hulle geswyg. Dierbare Vader, ek bid dat U vanmôre hierdie kosbare woord in elke kind van God se hart sal seën. Seën ons met die rykheid, met die diepte en die lieflikheid en die wonder van U woord. Ons bid dit in Jesus lieflike naam. Amen. So vriende, ek wil met jou praat oor die keiser en God. Die keiser en God, want Jesus praat oor die keiser en oor God, toe hulle met hom praat oor belasting. Wanneer jy saam met hierdie gedeelte, jy het nou hier gelees in vers 19, die owerpriesters en die skrifgeleerdes, né? Maar as ek nou terugblaai na Markus hoofstuk 12 en ek lees vers 13, toe stuur hulle na hom sommige van die fariseërs en die Herodiane. So wat jy hier het, jy het skrifgeleerdes, jy het owerpriesters, jy het fariseërs en jy het Herodiane. Nou, daai groepe saam, almal, maak die Sanhedrin op. En die Sanhedrin is die hoogste groot volle raad van Israel, die godsdiensraad van die volk Israel. So wat gebeur het is, die mense wat gestuur was om te kom. En die Bybel sê, vers 20, en hulle het hom in die oog gehou en spioene gestuur wat gefeins het. So van hierdie leiers het nie self gekom nie, hulle het tot daar naby gekom, en toe stuur hulle ander mense, want hulle weet, Jesus weet wie hulle is, toe stuur hulle spioene, mense namens hulle, om na Jesus toe gaan. Van hulle het reguit gekom, maar van hulle was spioene, mense wat gekies was. So, wat jy nou hier het, is eintlik jy die groot gansie, as ek dit so kan stel, jy die grof geskit. Hier is op iets baie interessant, dat julle moet onthou, moenie die storielyn verloor nie. Jesus is by die tempel, Jesus leer elke dag by die tempel, hierdie mense hou nie daarvan nie, hulle wil hom daar weg hê. Inteendeel, hulle haat hom, hulle wil hom dood hê. Hier kom hulle. Die interessante wending van gebeure is, gelyke pole stoot mekaar af. Noord en noord. Maar as ek noord en suid saambring, trek hulle mekaar aan. En wat jy hier het is, die fariseërs en die Herodiane, hulle hou nie van mekaar nie. Maar nou het hulle gemeenskaplike vyand. Hulle het vir Jesus. En nou het hulle vir Jesus het, nou kan hulle saam snoer, hulle kragte. Want wat het jy gewoonlik? Wanneer teenoorgesteldes mekaar aantrek, wat gewoonlik dit nie doen nie, het jy 'n groot samespanning van krag wat nou saamkom. En nou wat jy hier sien is, die fariseërs, hulle is nasionaliste. Hulle is patriotte. Hulle is vir die volk Israel. Die Herodiane, hulle is die lakai van Rome. Die Herodiane, hulle is uitverkoop aan die Romeine. Hulle is net in dit vir geld en vir hulle eie saak. Die fariseërs, hulle is konservatief, Joods, in die sin van, hulle hou vas aan Judaïsme. Die Herodiane, hulle is liberaal in hulle godsdienstoortuigings. Hulle is nie so toegewyd soos die fariseërs glad nie. Die fariseërs, as ons vandag moet uitspraak maak, sal ons sê, dit is soos 'n regse party. En jy sal sê die Herodiane, hulle is soos 'n linkse party. Die fariseërs, hulle verteenwoordig 'n groep mense wat, hulle is versigtig in hulle weerstand teen Rome. Hulle wil nie oorlog hê met die Romeine nie, laat die volk verder seer kry nie. Die Herodiane, hulle is uitverkoop, hulle is bedmaats met die Romeine. En hulle het hulle in hulle sak. Want ek bedoel, hulle ondersteun die gouverneur, hulle ondersteun Herodes. Maar nou dat die Herodiane en die fariseërs wat nie van mekaar hou nie, dieselfde vyand het, nou span hulle saam.
Dis wat presies hier in die Bybel gebeur. Nou het jy al die godsdienstgroepe, die Sadduseërs, die Fariseërs, die Herodiane, die owerpriesters, het jou hele Sanhedrin, almal trek saam teen Jesus. Dis nou 'n poging van die hele leierskap om teen Jesus te kom. Want die Fariseërs, hulle het 'n wrevel en 'n haat wat hulle opgebou het vir Jesus, want hy is besig om hulle godsdienstprogram agenda omver te werk. Die Herodiane, hulle het weer 'n ander ding. Hulle het 'n politieke agenda. En Jesus karring hier by die tempel te veel na hulle sin, want dis waar hulle 'n groot bron van inkomste kry by die tempel, en Jesus maak die tempel sy preekstoel. So hulle is bevoeterd, hulle is kwaad, hulle is ongelukkig. So nou, al die partye wat ongelukkig is, span saam. Hulle sê ons het 'n briljante plan. En nou dat hulle saam staan, is hulle briljante strategie wat hulle uitgewerk het teen Jesus, die volgende. Hulle gaan vir Jesus in 'n onmoontlike situasie plaas. Want as Jesus sê ja, dan is hy in groot moeilikheid. As hy sê nee, is hy ook in die moeilikheid. So die plan wat hulle beraam het is, ons moet hom op 'n plek bring waar hy of teen die volk, dat die volk se opinie gaan swaai teen hom, omdat hy iets sê wat die hele volk in opstand bring, of waar die leierskap in die land, die politieke leiers, gaan Jesus aanvat, want hy tree nou op soos 'n rebel. En hulle het 'n plan. So Jesus kan nie ja sê, hy kan nie nee sê volgens hulle plan wat hulle op die tafel gaan sit. So hulle wil hom in 'n skaakmat situasie bring, hulle wil hom in 'n hoek dryf, waar hy nie kan loskom nie, en hulle is absoluut oortuig, dat hulle sameswering, gaan hierdie man Jesus, gaan hom nou in groot moeilikheid bring, of by die volk, of by die Romeinse owerheid. Hulle gaan hom in die hoek dryf. Ten minste, dis wat hulle dink. Dit was hulle absolute oortuiging. Hulle het geglo hulle gaan dit reg kry. Hulle gaan hom verstrik, hulle gaan hom vang in sy eie woorde. Hierdie man, hierdie Jesus. So vers 20 sê, hulle het hom in die oog gehou, hulle hom dop, hulle het hom saamgespan, en hulle het spioene gestuur wat gefeinst het, dat hulle regverdig was. Klomp gefeinstes. Om hom oor te lewer aan die owerheid en aan die gesag van die gouverneur. So dis die plan. As hy nie daai kant toe val nie, en hy kom weg by die owerheid en die gouverneur, gaan hy in die hande van die volk val. Gaan een van die twee kante toe wees. So hier is die stryk. Die stryk wat gestel word is deur hulle, wat jou teks sê, en hulle, kyk mooi wat sê vers 20, hulle het hom in die oog gehou. Wie was die hulle? Die Sanhedrin. So die Sanhedrin, die godsdienstleiers van die volk, het besluit, hulle het genoeg van hierdie man Jesus gehad, na 3,5 jaar, met sy preek in die land, ons moet van hom ontslaa raak. So hulle, die Sanhedrin, stuur hulle spioene, Herodiane, die Fariseërs, almal wat hulle kan kry. En natuurlik, die Sanhedrin het sy eie politieke en sy geestelike aspirasies, maar die spioene wat gestuur word is onder 'n dekmantel. Hulle is undercover agents, as ek dit so kan stel. Want onthou, in Matteus, wat ons die parallelle verhaal het, sien ons in Matteus 22 vers 16, toe stuur, en hulle, dis nie die Sanhedrin, stuur hul disciples, saam met die Herodiane. So die Sanhedrin het sy volgelinge, maar hulle kan nie as 'n Sanhedrin na Jesus toe kom nie, want dan openbaar hulle, wat is hulle strategie. So hulle stuur hulle disciples, hulle lakei saam met hulle, en die Herodiane, met 'n vraagstuk na Jesus toe. Alles is beplan. Hulle kom met 'n valse front. Hulle kom met vleiery. Hulle smeer hom heuning om die mond. Toe hulle by hom kom, ek bedoel, jy het dit nog nooit in die Bybel gelees dat mense dit van Jesus sê nie. Kyk wat is hulle invalshoek in vers 21. Hulle vra hom reguit. Hulle sê, meester, nou hier's hulle nou. Hulle sê,
ons weet dat u reguit praat. En leer. U praat reguit en u leer. U sê dit soos dit is. En die persoon nie aanneem nie. U trek nie een persoon bo ander nie. Wat die weg van God in waarheid leer. Wow! Wanneer het dit gebeur dat mense dit van Jesus sê? U leer die weg van God met waarheid. U praat die waarheid. U praat reguit. U neem nie die een bo die ander een aan nie. Ek bedoel, dit klink so mooi, dit klink so soet. In iemand se oor wat gevlei en gestreef wil wees in sy ego. En met hulle vleiery probeer hulle Jesus uitlok. Hulle wil hom uitlok om onbehoedsaam iets te sê uit sy mond uit. Dis al wat hulle wil hê. Hy hoef niks te skryf nie. Hy moet net iets sê wat hulle kan vang. So die lokval is gestel. En natuurlik, Jesus sien dwars deur die vleiery. Hy sien deur die hele toneelspel. Want hier is die $1 miljoen vraag. Meester, is dit geoorloof om aan die keiser belasting te betaal of nie? Dit mag vir jou net klink asof vir my 'n elementêre vraag. Jy kan by jouself dink, wat is nou so issue hier? Onthou, hier kom 'n groot valstrik. As Jesus sê ja, julle moet aan die keiser belasting betaal, gaan hy hom vervreemd van die volk, want die volk wil nie aan die Romeine belasting betaal nie. Want die mense is patrioties Joods, en daar's 'n onderdrukking van 'n imperialistiese regering van die Romeine. As hy sê nee, julle hoef dit nie te doen nie, dan kan hulle onmiddellik kom na die goewerneur toe sleep, die Romeinse goewerneur, Pontius Pilatus, en sê, kyk hierdie rebel. Jy moet van hom ontslaa raak. Dis die man wat die hele land deur gaan vir die mense sê, hulle hoef nie belasting te betaal aan die keiser nie. So in hulle oë het hulle die perfekte dilemma geskep vir hierdie man Jesus. And there's no way out. In hulle oë. Wel, hulle het hulle totaal misreken met hierdie man Jesus. Want dit gaan al die tyd toe oor die penning. Want wat nou volg, is absoluut verbuisterend. Dis eintlik briljant verby. Ek bedoel, as ek die dag daar was, ek sou dit nooit sien kom het, wat hier gebeur. Hy sê in vers 23, toe hy hulle listigheid bemerk, hy sê, waarom versoek julle my? So Jesus in sy gees kan duidelik sien wat hier aangaan. Dis nie 'n vraag nie. Dis 'n vraag om hom te versoek, en hulle besef nie, hulle is besig om die seun van God te versoek. And they don't realize what they're doing. En hy weet dit. Hy sê vir hulle, waarom versoek julle my? Ander woorde, julle wil nie by my 'n antwoord hê nie. Die antwoord wat julle wil hê, is om my te diskrediteer. Of by die regering, of by die Jode, of by die volk. Dis nie omdat julle 'n issue het met die belastingkwessie nie, julle wil my diskrediteer, dis kom julle my op die spot sit. So, Jesus se eerste woord aan hulle is, waarom versoek julle my? Wat gaan nie aan? Waarmee is julle besig? Ander woorde, wat probeer julle doen? Wat dink julle probeer julle doen? En hy sê vir hulle, wys my 'n penning. Nou, ek dink nie dat die meeste van julle dit dalk weet nie, maar 'n penning in Jesus se dag word ook genoem 'n belastingmunt. Dit sien jy hier in Matteus
22 vers 19. Hy sê, wys my 'n belastingmunt. So Matteus sê, dis 'n belastingmunt. Lukas sê, dis 'n penning. Maar kom ek iets vertel. 'n Belastingmunt en 'n penning is een en dieselfde ding. Wie wat is dit? Dit is 'n Romeinse silwerstuk met die Romeinse keiser se kop op die muntstuk. Plus geskrewe 'n inskripsie op die muntstuk wat goddelikheid aan die Romeinse keiser toeskryf. So die muntstuk het die beeld van die Romeinse keiser met 'n inskripsie. Die Jode gebruik dit nie normaalweg nie, want hulle vermy dit omdat die gebruik wat hulle eerder doen is, hulle gebruik kopermuntstukke. Want die oomblik as hulle die Romeinse muntstuk gebruik, dan gee hulle erkenning aan die keiser. Hulle wil dit nie gebruik nie. En Jesus sê, wys my 'n belastingmunt. Julle vra ons moet ons belasting betaal. Wys my 'n penning. En dit beteken, hulle gebruik dit self, want hoekom haal iemand dit gou uit sy sak uit? Waar kry hy dit vandaan? Wat het hy met dit gemaak by hom? Die mense wat gekom het. Dan is jy veronderstel om uiteindelik by hulle dit eers te hê nie. Want dit beteken dit, julle ondersteun die Romeinse regering. En julle kom vra van my, moet ons die Romeinse regering ondersteun. Wat maak julle met daai muntstuk van die ongesê, is dit wat besig om te gebeur. Hulle haal onmiddellik 'n muntstuk uit, 'n belastingmunt, 'n penning, met die Romeinse keiser se beeld daarop. Hulle aanvaar dus die Romeinse keiser se regering en die voordele wat sy regering vir hulle inbring, want wat maak hulle met sy geld in hulle sak? Hulle gebruik dus die muntstuk wat aan die keiser behoort. Wel, as die muntstuk aan die keiser behoort, want sy kop is op, en ek wil vir jou sê, al die geld wat jy in jou sak het, behoort nie aan jou nie. Want as 'n kop van iemand anders daar, behoort aan jou regering. Jy gebruik dit net. Dis nie joune nie. Jy het dit nie gedruk nie. Die Reservebank het dit gedruk. Jy kan dit nie stik en skeer en opskeer en weggooi nie, dan oortree jy 'n wet. Dit behoort aan iemand anders, maar ek en jy gebruik dit vir transaksies. Wel natuurlik voor die digital era, maar in elk geval, deesdae flip ons net ons selfoon en betaal, maar jy verstaan wat ek bedoel, voor die kredietkaart, en jy weet wat ek vir jou sê. So nou loop hulle vas in Jesus se valstrik. Nou is die bordjies verhang. Hy sê, wys dit vir my, hy sê vir hulle, wie se beeld en opskrif is dit? Nou kan jy dink, hulle is nou nie baie inkennig om dit te spreek en te sê nie, maar hulle is nou geplaas op die spot, hulle moet nou praat. Hy sê, wie se beeld en wie se opskrif is hier? Hierdie inskripsie wat hier staan, wie sin is dit? En nou kan jy net dink, al die mense wat daar staan by die tempel area, daar's doodse stilte, want ek bedoel, hierdie is 'n politieke kookpot vraag. I mean, that's, if you ever want to be in a hot spot, you're right there. En hulle sê, die keiser se. Nou, ek bedoel, jy kan maar teensinnig dit sê, of jy kan dit vrylik sê. Jesus se antwoord op daai oomblik het 'n spreek geword wat tot vandag toe oor die planeet en oor die hele wêreld weergalm. Hoeveel keer word dit woorde nie gespreek wat hy daai dag gesê het? Betaal aan die keiser wat die keiser toekom, en betaal aan God wat God toekom. Wie ken nie daai woorde in die Christelike wêreld? Dit word een van die
grootste spreuke in mensgeskiedenis van daai dag af. Gee die keiser wat die keiser moet kry, en gee vir God wat God moet kry. Wat 'n verbasende antwoord. Wat 'n goddelike wysheid. En deur daai woorde het Jesus 'n eenvoudige ja of nee totaal gesy stap. Hy het nie nodig om te sê ja, hy het nie nodig om te sê nee. Dis nie nodig nie. Want jy sien, die woorde betaal dan aan die keiser wat die keiser toekom, suggereer dat belasting te betaal is korrekte wyse en optrede by 'n mens wanneer jy die voordele van goeie regering wat daar gestel is, geniet. By jou taxes. Maar Jesus stop nie daar nie. Hy gaan voort. Hy sê, en aan God wat God toekom. Wow. Moenie die keiser aanbid wie se kop op die muntstuk is en die inskripsie wat sê dat hy is 'n goddelike wese nie. Nee, gee aan God die eer. Gee die keiser wat hom toekom. Betaal die belasting, want jy het gevra moet ons belasting betaal. Betaal jou belasting. Maar gee God die eer. Die keiser ontvang slegs wat op die muntstuk is. Die muntstuk wat in hulle hand is. Hy ontvang slegs 'n belastingmunt. Maar God ontvang ons lewe. God ontvang ons toewyding. Wanneer hy sê, hierdie absolute briljantheid van Jesus, toe hy sê, betaal aan die keiser wat die keiser toekom, gee aan die keiser wat die keiser toekom, en aan God wat God toekom. Die Bybel sê, op daai oomblik, kon hulle hom nie voor die volk op 'n woord betrap nie, en verwonderd oor sy antwoord, het hulle geswyg. Hulle monde is toegezip. Hulle kan niks sê nie. Hulle kan nie anders as om te draai, weg te stap, verwonderd oor wat hulle vandag gehoor het, wat geen mens nog ooit gesê het, daai woord het nog nooit oor 'n lewende mens se lippe gekom, wat alles so aan mekaar kan sit en 'n antwoord bied vir iets waarvoor hulle geen antwoord gehad het. Vriende, soos daai muntstuk die beeld van die keiser dra en dit aan hom behoort. Dit behoort aan die keiser, die muntstuk. Ek en jy is die beelddraer van God as mens. Ons dra God se beeld. Ons is die beeld en gelykenis van God. Hy het gesê laat ons mense maak na ons beeld en ons gelykenis. Ons is ons lewe aan hom verskillig. Hy het ons gemaak. Ons is sy beeld. Ons is sy gelykenis. Ons moet hom gee wat hom toekom. As ek 'n beelddraer van God is, want ek bedoel, die Bybel sê in 1 Korintiërs 15 vers 48, 49, soos die aardse mens was, soos die aardse mense, soos die hemelse mense, soos die hemelse mense, en soos ons die beeld van die aardse gedra het, sal ons ook die beeld van die hemelse dra. Ek en jy dra die beeld van die hemelse, ons dra die beeld van God. Ons is God se beelddraers. Weet wat dit beteken? Dit bring eintlik 2 vrae na 'n mens toe. Hierdie hele episode wat hier gebeur het by die tempel. Die eerste vraag wat ek het is, wie se beeld dra ons? Ek weet wie se beeld dra die muntstuk, die penning. Die beeld van die keiser. Maar ek praat nou van myself. Ek praat van jou. Wie se beeld dra ons? Die antwoord is baie duidelik. Die beeld van God. Dan die tweede vraag is, wat het Jesus gesê? Gee aan die keiser wat die keiser toekom en aan God wat? So wat kom God toe? Let's talk about it.
Ek wil afsluit deur te sê, kom ons wees nou nigter denke daaroor. As ons dink dat God net agter ons geld aan is ons verkeerd. Want dit is nie so nie. Hy is nie agter ons almal se geld aan nie. Hy het genoeg. As ons dink dat God ons tyd en talente wil hê, is ons ook verkeerd. As ons dink dat God die neer is en deur is vir ons hart, wat vir jou die kosbaarste, die lieflikste in die lewe is, en jy dink God wil dit hê, is jy ook verkeerd. God wil jou hê. Dis wat hy wil hê. Hy soek vir my en jou, want ons is sy beeld en sy gelykenis. Hy wil ons hê, ons moet hom gee wat hom toekom. Wat kom hom toe? My lewe. My alles. Wie ek is, behoort aan hom. As ek dit eers verstaan, vriende, dan is al die ander goeders bysaak. My geld en my tyd en my talente en wat vir my kosbaar in die lewe is, alles behoort in elk geval dan aan hom. Want jy sien, ek skuld hom my lewe. En hy is met niks minder as dit tevrede. Jy gee hom jou hele lewe. Gee aan God wat God toekom. Gee hom jou lewe. Gee hom jou alles. Want ons is sy beelddraer. Kom ons bid saam. O Here, lieflike Here Jesus, u wysheid gaan ons verstand te bowe. Net die Seun van God kan met sulke insig na sy skepsele kyk en die vraagstukke waarmee ons worstel in hierdie wêreld 'n antwoord bied. Geen wonder, u sal aan die einde van tyd 'n antwoord hê vir elke probleem wat in hierdie wêreld opgeduik het. Want u is die antwoord. U het nie net 'n antwoord nie, u is die antwoord. Here, en ons is die beelddraer van God. Satan is so jaloers. Die gevalle engele is so jaloers op ons, dat hy na hierdie planeet toe gekom het, die kosbare man Adam, en sy lieflike vrou Eva, te versoek het, om te sondig voor God, uit absolute jaloesie. God se beeld skade te doen. God se mense te wil vernietig. Here, dis waar. Dis 'n waar woord. Gee aan die keiser wat die keiser toekom en gee aan God wat God toekom. Here, ek verklaar vandag, my lewe is vir u. My alles. Ek hou niks terug nie. Nie my bankrekening, nie my gesondheid, nie my talent of my gawes, of my materiële dinge. Daar's niks wat ek van u wil weerhou of weghou. As u beelddraer, gee ek myself. En ek bid, Vader, dat dit in elkeen van ons se hart vandag sal resoneer, dat dit sal weerklank vind by elkeen van ons. My alles op die altaar vir die Seun van God en my hemelse Vader. Here, word verheerlik deur ons lewe, soos ons u beelddraers is.
bid dit in die wonderlike naam van Jesus Christus, u Seun. En al die kinders van die Here sê, Amen. Amen.